OK, ek wil met u vinnig optel waar ons laasweek was en dan met u verder gaan oor ons praat oor die siel, siel en gees en die merismos. Nou merismos is die woord vir die skeiding, Hebreërs 4 vers 11. Hebreërs 4 vers 12. Die woord van God divides asunder, né? Soul and spirit. En daai dividing asunder is die Griekse woord merismos. Merismos. En dis 'n baie belangrike ding wat 'n kind van God moet leer soos jy groei. En ons het nou 'n tyd stil gestaan by die siel en wat hy alles doen en waarvoor hy daar is. En toe het ons begin praat oor geloof as deel nou alles van dit. Hebreërs 11 vers 1, geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En toe het ons begin praat oor hoop, want jy sien jou siel moet vasgemaak word agter die voorhangseleen. Sy surety lê in geestelike dinge. Jou siel, anders sal jou siel nooit tot ruste kom nie. Anders sit jy met die probleem soos Romeine 7 en die vlees begeer teen die gees, Galasiërs 5 ensovoorts. Jy sal altyd daai stryd hê as jy nie doen wat die skrif sê ons moet doen met die siel wat God ons gegee het nie. En die een ding is hy moet vasgemaak word agter die voorhangsel, beyond the veil. En daai vasmaak het te doen met hoop. Jy moet hom hoop gee, jy moet hom leer. Psalm 139 sê, and that my soul knows very well. So, jy moet jou siel, ons praat oor die wete van die siel, het ons het genoem, nou, daar's sekere dinge wat jou siel moet weet, wat jy behoort vir hom te leer. Nou kom Paulus, en hy vra die vraag, hy sê, weet julle nie? En op 'n ander plekke sê hy, daar's baie skrifte, dan sê hy, want ons weet. So, daar's 'n wete wat jy moet vir jou siel leer, sodat hy in line met jou gees kan wees. Nou, sodat hy kan in lyn wees met wat God sê en dit wat ons regtig doen. Nou dis interessant as jy weer na Sean gaan luister van Dinsdag aand wat hy gepraat het van die siel en die gees, né? En hoe die gees met die woord van God omgaan en so, dit was vir my geweldig insiggewend. OK, so jou siel moet sekere dinge weet sodat hy vasgemaak kan word. Jou siel moet jy vasmaak, anders is hy 'n willeperd. Anders hardloop hy net waarheen hy wil. Nou goed, ons het gepraat oor die feit dat wetenskaplike kennis en bewyse kan soms lynreg teenoor geloof staan, né? Wetenskaplike kennis en bewyse staan soms lynreg teenoor geloof in God en sy woord. En dis hoekom jy jou siel moet vasmaak aan geestelike dinge en nie aan natuurlike kennis nie. Natuurlike kennis is goed vir die dinge van hierdie wêreld. As jy byvoorbeeld in 'n rigting studeer of so, dan het jy daai natuurlike kennis nodig. Jy moet dit hê. Maar kennis kan nie in die plek inneem van die woord van God en van geloof nie. So baie keer, en nou is dit interessant dat Paulus sê, die kennis maak opgeblaase, maar die liefde stig. Want kennis kan jou maklik op 'n plek bring waar jy beter weet en ek het vir u gesê, wat baie keer in plekke soos universiteite, die opvoedingssentrums van ons land en so aan, van die wêreld, hoe ouens deur hulle kennis absoluut afdwaal van die geloof af. En dinge aanhang en dinge leer en so aan wat jy nie kan glo nie. Nou, dis interessant, as ek praat oor hierdie ding van glo en weet, en so, is dit vir my geweldig interessant, wanneer kom ek by weet? Byvoorbeeld Job sê, ek weet my verlosser leef. Ek weet my verlosser, maar nou kry jy mense wat al gesê het, ek weet, Jesus is die Here. Maar een of ander tyd dan draai hy sy rug op God.
Nou, hoe verstaan jy, hoe sterk was sy wete, hoe vas was sy wete, waar kom geloof in die ding in? So met ander woorde, nou dink ek oor al hierdie goed en ek kyk die nuus en sien hoe mense optree en so aan. Dit is my altyd interessant hoe mense vir iets gewerf kan word. Né? Of dit nou 'n stokperdjie is of 'n ideologie of 'n goeie saak of wat ook al. Die feit is jou kop moet vir daai saak geswaai word. Ek stop nou dag hier by die winkeltjie naby en daar's 'n advertensie op, so groot advertensie. En hulle noem hulle self, die ouens wat die ding nou adverteer, noem hulle self die gunslingers. En hulle sê to revive the old west. Nou ek vermoed hulle kom by mekaar met guns en dan jy weet of iets, ek weet nie, dis malligheid, maar okay, maar jy verstaan, vir my is dit malligheid. Maar hulle is nou die gunslingers, hulle gaan nou die West restore. Ek weet nie of hulle met perde ook gaan ry nie. Maar die vet weet, waar moet jy nog die tyd kry vir sulke goed? Maar nou verstaan jy, die ou wat daar is, moes gewerf geword het vir dit. Hy moes gewerf geword het vir daai ding om daai ding te volg. Hy moet sy tyd daarvoor gee, miskien sy fondse, wat ook al, om daai ding te ondersteun. Ons sien vandag reg oor die wêreld gelowe waar ouens geradikaliseer word. Ken jy daai woord? Hulle is vandag nog 'n goeie volger van daai geloof, môre plant hulle 'n bom en maak mense dood. Ek onthou daai Boston Marathon toe daai twee broers toe hulle daai blik laat ontplof met die spykers so 'n paar jaar terug. Toe's hulle oupa of oom of iets something bly daar. Toe sê hy kan nie glo, hy kan dit nie van hierdie kinders glo nie. Hierdie familie van hom nie, hy kan dit nie glo nie. Intussen is hulle geradicalize sonder dat hy dit weet. So iemand het hulle kop geswaai en vir hulle vertel daar's 'n oorlog wat ons moet veg en ons moet die infidels dit en dit mee doen en al hierdie goed en so aan, en hulle moes dit gekoop het. Julle hoor wat ek wil sê. Nou wil ek vra, hoe het jy Christus gekoop? Julle hoor wat ek wil sê, die goed is geweldig interessant, want ek kan nou sê, ek glo in Jesus Christus, en môre change jy my mind met 'n beter redenasie, dan draai ek. So wat is dit wat my gaan vashou, dat ek bly by dit wat ek glo? Hoe weet ek God lewe? En dis geweldige interessante goed vir die kerk in hierdie tyd. Ek kyk na mense wat byvoorbeeld hierdie Greenpeace, dat hulle al hulle tyd en energie aan daai, hulle gaan spyker hulle self amper aan 'n boot vas, net om in die pad te wees dat die boot nie kan ry nie. My jette, dis net verregaande. Jy het vandag pro-Palestynë, pro-Israel betogings, jy het selfs mense wat 'n kerk besoek. So kan ons aangaan. Hoe swaai jy ouens se koppe, waar lê al die middel van hierdie goed? Iewers moes jy die idee gekoop het, of daarop ingekoop het, of iemand moes jou kop geswaai het. Jy weet, ek het selfs gesien, daar's gelowe wat sê hulle is Christelik en alles. As 'n persoon een keer daar was, dan kry jy hom nooit weer daar uit nie. Ek weet nie, dit sê net vir my een ding, dis 'n gees wat daarmee saamgaan. Dis al wat dit kan wees. Ensovoorts. En dan raak hulle vyandig teenoor enigiemand anders wat buite hulle kring sit. En so aan. Dis nogal rof. Okay, so om die wete te verstaan, het ons gesê, moet ons kyk na hoop. 1 Korintiërs 15 vers 19, slide 23. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Met ander woorde, ons hoop is nie in hierdie life nie. Hierdie life wil God ons ook seën, ja, die Bybel sê dit. Maar ons hoop lê verder as hierso. Okay, die hoop lê in die toekoms. Hebreërs 11:1, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. 1 Petrus 1, kyk vers 7, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Vir wie julle, sorry Barry, is net daarna, dis omtrent so slide 28, daar rond.
Sodat die beproefdheid van julle geloof wat baie kosbaar is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet. Die wêreld sê vir jou seeing is believing, né? Die wêreld se geloof. Al sien julle hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. OK, ek wil net vinnig hierby optouch. Romeine 8 vers 23 is omtrent slide 40-41 daarom. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstlinge van die Gees het. Ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Kyk hierso, want ons is gered in hoop. Maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in. OK. Nou, ek wil terugkom na 1 Tessalonisense 1 vers 2. Dis net die volgende paar slides. Ons dank God altyd oor julle as ons aan julle dink in ons gebede. Kyk nou hierso, en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus voor ons God en Vader. So daar's 3 goed, die werk van julle geloof, die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop. En ons het laas keer gepraat oor, of laat ek so sê, die Engels noem 2 goed, your work of faith and labor of love. Work of faith and labor of love. Onthou nou, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. So hoop lê nog voor ons het dit nie, ons sien dit nog nie, maar ons geloof is vir ons 'n bewys. As iemand vir jou vra, hoe weet jy? As Job kon gesê het, ek weet my verlosser leef, en iemand vra vir jou, hoe weet jy, daar's hierdie goed voor jou, dan sê jy vir hom, die feit dat ek glo is my ticket. Die feit dat ek glo, my geloof is die bewys, dat van die dinge wat ek nie sien, dis asof ek dit het. Nou kan ons ook sê, soos wat ek nou vir u gesê het, baie mense glo in baie goed. Daar's baie goed wat een kan glo vandag, maar vir ons is ons geloof gekoppel, en dis wat ek vir vandag wil wys en so aan. Hoekom is ons geloof vir ons so kosbaar? Ons geloof in Jesus Christus. Hoekom is dit vir ons so kosbaar? Hoekom is dit vir ons 'n bewys? As iemand vir jou sê, hierdie dak is God, hy glo dit. Maar jy gaan mos nou weet, hy's bietjie koekoes, né? OK, so, hoe weet ons, wat maak dit vir ons so special, dat ons geloof, dat ons onwrikbaar moet staan op ons geloof? OK, kom ons gaan verder. Ons het gekyk na die werk van geloof. En dit het ek laas oor gepraat, ek wil nou nie weer daarna toe gaan nie. Die werk van geloof. Die geloof sonder die werke is dood, né? Geloof sonder die werke is dood. Jakobus 2, slide 70. Wat baat dit my broeders as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom tog nie red nie. Hallo? Maar dis dan geloof wat my red. As jy in Jesus glo, het jy die ewige lewe. Jy sien, dis die goed wat jy met die Bybel, jy moet hierdie vrae van die Bybel vra. Die geloof, met ander geloof wat nie werke het wat saam met dit gaan nie, kan hom nie red nie. Nou het ek laasweek vir u verduidelik, dis nie works unto righteousness nie. Ons kan nie werke doen om gered te word nie. Dis Christus se bloed en so aan. Dis 'n feit soos 'n koei. Maar die werke van die geloof is die goeie werke wat hoort by iemand wat die Here Jesus ken. Goeie werke van geloof. Dis die werke waarvan hy praat. So jou geloof sonder werke is dood. As jy sê jy glo, en nou die benchmark hiervan is gaan lees Hebreërs 11, Hebreërs 11.
waar hy sê, geloof dan is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, bewys van ons dinge wat ons nie sien nie. En dan sê hy, deur die geloof, omdat hulle God geglo het hulle dit en dit en dit gedoen. Sommige het selfs hulle lewe gegee, omdat hulle God geglo het. So hulle geloof het hulle iets laat sien, want die geloof is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So Abraham en al hierdie ouens wat in Hebreërs 11 genoem word in hierdie Hall of Fame van die geloofshelde, almal wat daar genoem word, hulle geloof het hulle iets laat sien. Kyk gou 'n bietjie Hebreërs 11, vat jou Bybels, dan kyk ons gou vinnig daar. Dis 'n fenominale hoofstuk. Ek dink hy praat juis van Abraham, waar hy Isak geoffer het, as ek reg het. Hebreërs 11. Vers 10, hy sê Abraham het weggetrek, vers 10 van Hebreërs 11, want hy het die stad verwag, wat fondamente het waarvan God die boumeester en oprigter is. En dan praat hy van Sara en in die geloof het hulle almal gesterwe. Nou Moses is 'n mooi een. Hier praat hy weer van Abraham. Deur die vers 17, deur die geloof het Abraham toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die beloftes ontvang het sy enige geborene geoffer, aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek. Daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang, né? Want hy het hom hy selfs asof God hom opgewek het. So Abraham het geen hassel gehad om sy seun te gaan offer nie, sy belofte te gaan offer nie, want sy geloof het vir hom gesê, it will be alright. Jy weet, daar's geen perke aan God nie. Deur die geloof is Moses, vers 23, na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg te behandel te word, saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het gewat? Wow, hy het uitgesien na die beloning. Kyk hier, deur die geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat? Wow, dis great. Okay, so iets het gemaak, hulle geloof het gemaak, dat hulle iets gesien het. Okay, nou kom ons gaan terug na Jakobus 2 toe, slide 70. Net soos ook die geloof, as dit geen werke het nie, vers 17, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy die geloof en ek die werke, toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal uit my werke my geloof toon. Okay, vers 21. Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie? Want soos die liggaam sonder gees dood is, soos die geloof sonder werke dood. So met ander woorde, en ons het daarna gekyk laasweek, baie skrifte vir die gewys, waar hy sê aan die einde sal God hulle gee volgens hulle werke. Sal hulle oordeel volgens hulle werke. Die werke van geloof, faith without works is dead, is dood. So, dis baie duidelik uit die skrif uit. En nou, ek gaan net vinnig vir hierdie goed sê, daar skrifte wat sê, ons moet ywerig wees in goeie werke. Ons moet sorg dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense.
dan sê hy ons moet tot liefde en goeie werke aanspoor. En so is daar baie voorbeelde daarvan en verwysings daarna. Ek het vir die gelees Openbaring 3 vers 15, slide 89. Van die warm en die koud. Kyk bietjie hoe begin daai vers. Openbaring 3 vers 15 wat hy met Laodicea praat, né? Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Ek ken jou werke. Nou oké. Kom ons gaan aan dan van hier af. Nou is ons almal op dieselfde bladsy en jy kan laasweek so goed gaan kyk of kry as jy wil. Die kommentaar sê hierso verder, hy sê word and act, slide 92. Word and act, faith and works. Word and act, faith and works. The Bible too demands that they be in correspondence, as they are with God. The New Testament agrees. Yet the rabbis are conscious of a discrepancy between preaching and practice. Hoekom? Jesus sê vir hulle, wat die fariseërs vir sê moet julle maak, maar moenie maak soos hulle maak nie. Wat hulle sê moet julle doen, maar moenie doen wat hulle doen nie. Ander woorde, die fariseërs se lewe en se leer het nie ooreengestem nie. Okay, this is also perceived in James 2. True faith and works go together. Yet as faith without works is dead, so works that do not proceed from faith are dead. Baie belangrik. They do not lead to life. As Paul teaches, works of the law must not be an occasion for arrogant seeking of self-righteousness. We must begin with faith, and then the God who works all in all will work by the Spirit in believers. The works of fallen humanity are evil, yet salvation restores the situation by producing in us the good works that are the works of the new covenant. The work of faith that is activated by love. Alright, ons het almal dit gesien. Johannes 6 vers 39, kyk 'n bietjie hierso. Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Weereens die geloof. Nou goed, nou die tweede een wat hy van praat is die arbeid van julle liefde. Arbeid en werk is twee verskillende woorde. Die werk van julle geloof, dis good works. Efesiërs 2 vers 10, we were created unto good works. Nou praat hy van ons onthou ook die arbeid van julle liefde. Wat is daai arbeid? Kom ons kyk daarna nou. Hier's die kommentaar. Is nogal interessant. Hy praat van a beating of the breast with grief. Onthou julle daai ou wat Jesus van gepraat het, wat gebid het, en hy het so op sy bors geslaan. Die fariseer het gesê, dankie dat ek nie soos hy is nie, maar daai ou het op sy bors geslaan en gesê, wees my arme sondaar genadig. Dis daai beating of the breast with grief and sorrow. Dan praat hy ook van labor, trouble, to cause one trouble, to make work for him. Intense labor united with trouble and toil. En dan to become weary. Daar sê, to become weary. Intense labor united with trouble and toil, to become weary. Nou kom ons kyk gou. Onthou nou, ek wil nou net jy moet verstaan, as ons praat oor hoop, dan sê hy, ons onthou die lydsaamheid van julle hoop. Ons onthou die werk van julle geloof en ons onthou die arbeid van julle liefde. Onthou nou hy sê, geloof, hoop en liefde is die grootste drie, né? Grootste drie. Hy sê, ek onthou die werk van jou geloof. En God onthou dit ook, is baie duidelik in Openbaring. Hy sê, ek onthou, as ek aan julle dink, dan onthou ek die labor van julle liefde. Labor van julle liefde. Nou ons sê baie maklik, as jy nie die liefde het, is jy 'n klinkende simbaal en daai goed. Nou 1 Korintiërs 13, ons is so lief vir 1 Korintiërs 13 en dan haal ons dit aan en dis die wonderlike hoofstuk van die liefde en dan sê ons as jy nie liefde het, is jy so klinkende simbaal. Nou presies waarvan praat hy? Kom ek wys vir u. As jy nie, if you don't have the labor of love, dan is jy soos 'n klinkende simbaal. As jou liefde nie omsit in labor nie. Julle moet mooi luister. In secular Greek,
Kopos means, nou kopos is nou die Griekse woord, of groep woorde, soos Tamo altyd praat van 'n familie van woorde. Nou, is kopos die Griekse woord vir hierdie leiber. En so aan. In secular Greek, kopos means a beating or the weariness caused by the beating. So die weariness is die belangrikste ding hierso, die belangrike ding. And be the exertion, for instance, of manual work that brings on physical tiredness. En daar's 'n ander verbuiging van die woord, 'n ander tens, kopioua, then means to tire of to wear oneself out. The labor of love is, jy het so lief, you love so much that you wear yourself out. Ek weet, dis nou baie stil hier in hierdie kerk. Ek weet nie of julle koud kry nie. The labor of love is to wear yourself out because you love so much. Is jy nog bereid om jouself vir iemand uit te wear? Ons het baie keer in ons Christendom selfsugtig geraak en ons sit in ons lekker huis en ons is cozy en warm en ons wil me time hê en so aan. Maar dis die wese van liefde. Ouens, as ons nie die liefde het nie, is ons 'n klinkende simbaal. Verleidenis maak klink en whatever hy sê. Julle hoor wat ek wil sê. Dis die leiber, dis die goed wat by die liefde hoort. Dis die goed wat liefde maak wat hy is. En onthou nou, geloof werk deur liefde. Geloof werk deur liefde. So jy kan nie sê ek het die geloof, maar jou liefde ontbreek nie. Hy werk deur liefde. OK. Openbaring 2 vers 2. Ek ken jou werk en jou arbeid en jou lydsaamheid, dat jy slegte mense nie kan verdra het, lalalala. Vers 3. En dat jy verdra het en lydsaamheid besit en ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Nie moeg geword het nie van die arbeid. OK, dis 'n voorbeeld, dis dieselfde woord, voorbeeld daarvan. To tire oneself out occurs literally in Matthew 6:28 and figuratively in Matthew 11. Né? Dis wat Paulus sê, waar Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Nou kyk nou, Paul as an apostle accepts troubles, hier noem hy dit troubles, hierdie leiber, troubles as normal. Ek wil net gou daai versie aanhaal daar. Kan jy net gou so 2-3 afgaan na 2 Korintiërs 6 vers 5 toe. Kyk hier wat sê Paulus. Hy sê in sla, in gevangenskappe, in oproere, in arbeid, in slapelose nagte, in hongerly. Paulus sê hierdie goed is normaal. Hoekom? Want ek het lief. Ek het die kerk van Jesus Christus lief. Daarom spend ek myself vir hulle, letterlik. OK, gaan luister weer Tamo se ding van gister. His special troubles, check hierso, his special troubles strengthen his assurance. Nou hierdie woord, hierdie troubles take precedence in his appeal to things that show him to be a true servant of Christ. Kom ons gaan lees gou wat hy bedoel. Net 2 afbarries, 2 Korintiërs 11 vers 23. Is hulle, hy praat van die valse apostels, is hulle dienaars van Christus? Ek praat in uitsinnigheid, ek nog meer. In arbeid oorvloediger. In sla bo die maat. In gevangenskappe baie meer. In doodsgevare dikwels. So Paulus sê die leiber, die trouble van my liefde, omdat ek lief het, was my leiber van so aard dat dit eintlik oortref het wat ek moes deurgaan. Dit het oortref wat ek moes deurgaan, maar hoekom? Ek het lief. Ek het lief. Net daar onder daai vers, kom ons gaan daar aan. Regarding Paul's labors. Kyk hier is 'n baie mooi paragraaf. Slide 110. Regarding Paul's labors, his aim is
to present mature Christians to Christ. Hier's Amy's, luister nou mooi, ons praat van sy leiber, sy doel is, to present mature Christians to Christ. Kom ons gaan lees dit gou, is net daaronder. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan, en elke mens in alle wysheid onderrig. Sorry, dis die volgende slide, net na daai, daar is hy, net na daai. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, kyk hierso, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Paulus se leiber was die doel van I want to present every person mature in Christ. Ek wil vir Christus mense present wat volwasse geword het. OK, sit jouself bietjie in die prentjie. Kom ons gaan terug na ons Engelse stukkie toe, net bo kan daai. He shows concern for the success of this work. Hy het concern gehad vir die leiber van hom. Hy het concern gehad. Kom ek lees dit vir Galasiërs 4:9. Maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van vooraf aan wil dien? So Paulus het concern gehad oor hierdie leiber van hom. Hy het dit nie net gedoen en gesê, ag, kry vir julle nie. Hy het concern gehad. Nou kom ons lees die derde sin van daai Engelse stukkie. And aims at an eschatological reward. Love is the mainspring of this labor. So Paulus het, hy wil elke mens perfect present in Christ. Hy het concern gehad vir hierdie werk en hy het geweet daar gaan vir hom 'n beloning wees in die hiernamaals. Kom ons lees dit, Filippense 2. Sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Kyk hierso. Deurdat julle die woord van die lewe vashou. Daar's geloof, sien julle? Vashou. Ek kan nie deter word nie, ek kan nie verander word nie, my kop kan nie geswaai word deur een of ander ou wat kom my probeer werf vir iets nie. Deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het. Ander woorde, Paulus sê, ek sal lyber omdat ek liefhet, sal ek lyber bo die maat, gevangenisse, sla, al die goed, meer as wat ek verdien. Ek sal al die hassles en die troubles deurgaan omdat ek julle liefhet, maar my doel is ek wil julle perfect present, mature present in Christus Jesus. Hy sê, en vir hierdie ding sal ek my lewe gee, maar eendag sal julle my roem wees. Wow, is dit nie skitterend nie? Nou sê Salle met, if you labor for love, you have to have an aim. Hoekom labor jy uit liefde uit? Om iemand anders volmaak in Christus voor te stel. Dis die doel van die labor of love. En eendag sal dit die sterre in jou kroon wees. Halleluja. So, kom ons gaan gou terug na Kolossense 1. Kolossense 1 toe, Barry, is mos net so 2-3 verse terug. Ek wil net gou daar klaar maak. Hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Nou dis die vers net nadat hy gesê het, Christ in you is the hope of glory. Kolossense 1 vers 27. Né? Christus onder julle, sê die Afrikaans, die regte bedoeling daar is Christ in you. Maar jy kan sê Christ in and among ook, dis nie verkeerd nie, maar Christ in you is the hope of glory. En nou sê hy, him we preach. So met ander woorde,
Ek wil Christus in julle, the hope of glory. Ek wil hom daar kry. Ek wil hom daar sit. En om dit te doen, I have to preach him. Hallo? Ouens sê vandag prediking is uitgedien. Dis nonsens. Nonsens. God werk deur sy gepredikte woord. En hy sê, daarom preek ek hom, want ek wil hom daar in julle sit. Ek preek hom, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Kyk nou vers 29, waarvoor ek arbei en stry. Arbei en stry, met ander woorde, om mense volwasse in Christus te kry, gaan my 'n stryd kos. It's the labor of love to get people mature in Christ. Waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking, wat in my werk met krag. So Paulus sê, dis 'n stryd, dit gaan my iets kos, dis die labor of love, omdat ek julle lief het, sal ek dit doen. Hy sê maar, dank die Here, ek is nie alleen nie, ek het 'n krag wat in my werk. Ek het 'n turbo, met ander woorde, dat ek makliker die bult kan uitkom. Maar weet jy, dit is 'n amazing hoofstuk, gaan lees Kolossense 1, dit is 'n amazing hoofstuk. My broeder en suster, nou wil ek gou so vir jou sê, en ek wil nou sommer raas ook, selfs in, dit is mos nou Vadersdag. Met ander woorde, en dis nie net in die skrif, dit is baie duidelik in die praktyk ook, maar dit gaan 'n stryd verg om kinders van die Here volwasse in Christus te kry. So van my kant af, Paulus se kant af, it's a labor of love, dis hassles, dis 'n stryd. Hy sal deur al die goed gaan. Hy sê ek dra die merke van Christus. Ek dra ander ouens se net voor daai skrif in Kolossense sê hy maak op vir die vervolging van ander ouens in sy liggaam, sodat hulle kan vrykom van dit. So given, dis 'n stryd. Dit gaan jou dis 'n stryd om mense volwasse in Christus te kry. Maar nou wil ek bietjie die ding na die mense se kant toe gooi. En ek wil nou vir jou vra, moenie dit 'n stryd maak vir my om julle volwasse in Christus te kry. En dis baie duidelik uit Hebreërs uit. Hy sê ouens, kom ons gee ons samewerking vir die leiers wat geroep is, sodat hulle nie alsigtende vir julle moet account gee nie. Julle ken hy skrif, né? 13 vers 17 dink ek, Hebreërs. Hy sê sodat ons nie alsigtende nie, maar sodat ons dit met blydskap kan doen. Met ander woorde, ouens, luister mooi, om mense volwasse in Christus te kry. It's gonna cost a labor of love. Dit gaan nie outomaties gebeur nie. Hoekom? Want daar's so baie ander stemme in jou lewe. Daar's 'n televisie elke aand, daar's 'n die, daar's 'n daai, daar's 'n daai. Daar's baie goed in jou lewe wat maak dat ek 'n stryd het om jou volwasse in Christus te kry. Is dit waar? Sê pastoor, dis so. As ek eers jou deur 7de laan kan kry, dan begin ons weer by 8ste laan. Dit is so jammer, weet jy. Imagine the Christ life was downhill. Almal volg die Here, almal is happy in die Here, almal is lief vir die Here, almal groei, almal. Dit gebeur nie. Dit gebeur nie. Maar nou vat dit 'n labor of love. Nou luister mooi, in elke faset, in jou huis met jou kinders, in 'n huisgroep wat ons nou van gepraat het, in elke faset, it's gonna take a labor of love. If you cannot love, don't do the job. As jy nie kan lief hê nie, as jy nie kan lief hê tot die plek wat jy bereid is om jouself te spend nie, dink maar aan Paulus. As jy nie kan lief hê tot op die plek wat jy bereid is om jouself te spend nie, don't do it.
gaan vir jou te swaar word. Dis jammer, maar dis die feite van die saak. Maar dank God, luister mooi, dank God, daar's 'n krag van bo wat in ons werk om hierdie taak te verrig. Ouers, jy het 'n krag van bo was jou gegee om te help met jou kinders se opvoeding. Gebruik dit. Gebruik dit. Wat doen jy met die krag van bo? Jy gaan bestudeer die woord. Wat sê die woord? Hoe moet ek dit doen? Wat is die beginsels van God om hierdie werk te doen? En dan as jy in lyn is met God se woord, dan sal jy voel hoe skop hy turbo in. En hoe kom God en jy raak 'n medewerker van God. Jy's nie die ou wat die job alleen hoef te doen nie, jy word 'n medewerker van God. It's the labor of love. En onthou nou, ons praat oor hoop. Al hierdie goed het te doen met hoop, want die geloof wat deur liefde werk, is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop. Okay, so ek wil myself nie weggee nie of vooruit gaan nie, maar wie het vanmôre gepraat van navolg? Was dit jy Dion of wie het gepraat van navolgers? 1 Korintiërs 11. Anton. Ja. Is 'n baie skitterende skrif daai. Wat sê Paulus? Hy sê as jy nou gaan kyk na hierdie aspek van wat ek nou van praat. 1 Korintiërs 11 vers 1 sê: "Wees my navolgers." Hy het nou die nuwe vertaling. Hy sê: "Wees my navolgers soos ek dit van Christus is." Met ander woorde, Paulus in sy labor of love sê Paulus: "Ouens, ek sal vir julle die standaard stel. Ek sal vir julle die standaard stel. As jy iewers in 'n posisie is wat jy moet leiding neem, dan moet jy 'n standaard kan stel. Jy moet 'n standaard kan stel. Dis belangrik dat ander jou kan volg. En ek sal 'n bietjie meer daaroor uitwy later. Soos ek sê, ek wil nou nie daarna toe gaan nie. Maar dis 'n baie groot tema in die woord van die Here. Ons het voorbeelde. Volg hulle geloof na, sê Hebreërs. Hulle wat voor ons gegaan het, kyk na hulle voorbeeld en volg hulle geloof na. Gaan kyk na Hebreërs 11, daar's vir jou prentjies geteken. Volg hulle geloof na. En dan doen ons dieselfde, it's a labor of love. A labor of love. Laat ons so sal lief hê. So sal lief hê dat ons bereid sal wees om onsself te spend vir ander. En ek sê weer, dis 'n ding wat baie keer verdwyn in ons lewe, want die lewe raak duur en die lewe raak rof en die lewe raak dit en dat. En ons word geleer, jy moet keer vir jou wickets en jy moet bymekaar maak en jy moet watch en jy moet oor jou skouer loer en al die goed. En ons verloor die benefit van om aan die Here te behoort. We're losing the benefit of faith. En dis mekaar. As hy sê, julle gaan my tot 'n roem wees. Kan julle dink hoe heerlik sal dit wees? Waar ouens wat jy na die Here toe gelei het en vir die Here gewen het en swaan, wat daai ouens eendag jou roem sal wees. Jou kinders wat jy gelei het om die Here te dien, dat hulle eendag jou roem sal wees. Dat jy die woorde sal hoor, mooi so goeie en getroue diensknegt. Wow, dis fenomenaal. Dis great, a labor of love. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord. En Here, ek wil vanmôre bid dat hierdie goed deur die Gees van die Here in ons harte ingeprent sal word. Ons kan maar net 'n klein prentjie kry van wat Paulus bedoel, wat hy alles deurgegaan het. En wat hy alles moes prysgee en wat hy alles moes opoffer. En tog was dit vir hom nie 'n koste nie, Here. Tog was dit vir hom 'n werk van liefde. A labor of love. En aan die einde kan hy sê, ek is soos 'n drankoffer uitgegiet. Ek is gespend, ek het alles gegee wat ek het. Dankie Here vir sulke voorbeelde. Geef vir ons die moed en die durf om hulle geloof na te volg. In Jesus naam. Amen.